Welkom by Stellenberg Gemeente se daaglikse oordeenkings. Ons nooi jou graag uit om saam met ons op reis te gaan as geloofsgemeenskap. Nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil te maak in die wêreld en om voortdurend te vernuwe. Goeiedag aan almal. In hierdie week se dagstukkies gaan ons nadink oor God se vrede en God se koninkryk en die maniere waarop dit ons vandag dring om die spanning en konflik van ons hede te hanteer. Ons tema vandag is 'n ander koninkryk en ek wil vir julle lees uit Johannes 18 vers 36. Jesus is hier in gesprek met Pilatus toe hy voor Pilatus verskyn het en hy sê vir Pilatus: "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het sodat ek nie aan die Jode uitgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie." Met ander woorde, hulle beklei nie om my koninkryk in stand te kan hou nie. Nou in die Bybelse tyd was alle mense se lewens bepaal deur wie die koning was en die invloed wat hy dan in 'n geografiese area uitgeoefen het. Dit het ons 'n koninkryk genoem. En die mense binne hierdie ryk kon hulle hiermee identifiseer, maar hulle moes altyd teen iemand beklei om hulle koninkryk te hou. Natuurlik het die koning die meeste uit die koninkryk uitgekry en sy onderdane het in vrees gelewe. En so het elke aardse koninkryk in sy ryk dikwels net vir 'n kort tydjie bestaan. En die begin en einde daarvan vertel die storie van oorlog. Vrede was die tydelike angs en spanning voor die volgende oorlog weer aanbreek. En dis nie wat vrede is nie. En binne elke koninkryk het dieselfde beginsel van bestaan gegeld. Die koninkryk is deur 'n paar mense met status en mag en invloed bestuur, terwyl die meerderheid van die bevolking eintlik in afhanklikheid en vrees en spanning as onderdane geleef het. En Jesus se prediking, wanneer hy dan preek, kies hy om oor een enkele tema te preek. 'n Tema wat almal in die antieke wêreld geken het, naamlik koninkryk. Maar hierdie keer nie 'n koning se koninkryk nie, maar God se koninkryk. En wat Jesus se prediking daar so boeiend gemaak het en mense getrek het, was dat die beginsels daarvan radikaal anders was as die van waaraan die gewone mens blootgestel was. So dit het hard tot hulle gespreek. Dit het bestaande politieke, ekonomiese en sosiale waardes op hulle kop kom keer. En in teenstel met die koninkryk waarin hulle geleef het Jesus God se genade en barmhartigheid wat mense lewens kom verander, kom verkondig. So hoe dink ons vandag oor God se koninkryk? Ons is nie onderdane wat geroep word om daarvoor te beklei nie. God het nie soldate nodig om sy koninkryk te verdedig nie, en hy is magtig genoeg om dit in stand te kan hou. En dit strek oor die grense van kultuur en taal en geslag en nasionaliteit, soos wat Paulus in Galasiërs 5 vers 6 sê. Hy sê, in Christus is hierdie goed wat ons so hoog aanskryf nie van belang nie. Maar dan kom dan die vraag, wat is van belang? In die lig van persoonlike konflik en spanning, asook die van ons huidige wêreld, is hierdie vraag van groot belang. Uit watter identiteit leef ons werklik? Die realiteit van 'n aardse koninkryk of die realiteit van God se genade wat groter is? Kom ons bid saam. Here, u woorde, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Sny vandag diep deur ons eie sekuriteite. Ons leef so maklik asof hierdie hede en wêreld ons tuiste is. En asof mag en status en vrees en beheer werklik my werklikheid bepaal. En dan vra ek, Here, in watter realiteit lewe ek? Laat my lewe vrae wek. Vra soos, aan wie behoort ek? En wie se waarheid volg ek? En watter koning dien ek? Here, vorm my hart om nie vas te hou aan wat tydelik en sigbaar is nie. Wys my
waar ek nog dink soos die wêreld dink, waar ek nog reageer uit vrees, eerder as geloof en uit selfbeskerming, eerder as oorgawe. Ek kies vandag weer u koninkryk, Here. Nie net met woorde nie, maar met hoe ek leef, dink en hoe ek liefhet. Amen.